Goed, goeiemôre, dit is dan 17 Junie 2026, lesing 40 van die Groot Johannes Evangelie, boek 4. Boek Johannes se laaste verse beskryf hierdie Groot Johannes Evangelie dat dit daar is, maar hy kon dit nie opskryf nie, want hy sê, as ek alles moet geskryf het wat ek gesien het in hierdie 3,5 jaar, sou die wêreldse mense dit nooit kon vat nie. En daar was 'n goeie rede hoekom Vader dit eers verborge gehou het. En die mense was te bygelowig en die wetenskap was nog nie ontwikkeld genoeg om alles wat die apostels ervaar het vir alle mense van daai tyd te gee nie. Ons is nou in die bevoorregte posisie, ons weet dan baie van die wetenskap af en nou maak hierdie evangelie vir ons baie meer sin. Hoofstuk 80 nog steeds besig met Joshua wat leer. Vir die nuwe mense, dit is Jesus Christus, Joshua die Messia, hoofstuk 80, die liggaamlike begeerte. Nou hierdie is 'n baie moeilike gedeelte om te behandel, maar dit is 'n gedeelte wat ons nie kan verbygaan nie. Want almal van ons is mense, almal van ons het liggaamlike begeertes gehad, en hierdie verwys nou spesifiek na die seksuele, en ander het dit nog steeds. Hoe ouer 'n mens word, dank Vader, gaan dit ook tot niet. Maar daar is goed wat almal van ons dalk gedoen het, wat nog teen ons naam staan, en daardie goed moet voor die troon van Vader gebring word, en daar moet vergifnis gevra word daarvoor, sodat jy rein en skoon voor hom kan staan. Selfs die grootste en ergste sonde sal Vader vergewe, as jy berou het en vra vir vergewing. Nou is Joshua aan die woord, hy sê, so, nou is dis gister se lesing, die armoede het ons nou bespreek, en tevens het ons die gevare gesien, wat uit sy sterk toeneming tevoorskyn kan kom. Ons het egter ook gesien hoe dit verhelp kan word, en om welke redes, en watter voordele daar vir die mens kan voortvloei, uit die navolging van hierdie les van my, wat vir julle almal bestem was. Daarmee is ons met hierdie plaag en ergernis afgehandel, en vervolgens kom ons nou op 'n ander terrein, wat weliswaar baie min lyk na die sopas behandelde, maar wat tog baie nou daarmee verbonde is. Hierdie terrein heet vleeslike lus. Min of meer lê die vernaamste kwaad by alle mense eintlik daar. En as dit 2000 jaar gelede so gelyk het, dink net hoeveel erger is dit nie nou nie. Daai tyd was daar nie selfone en rekenaars en internet en allerhande los vieslike plekke soos wat daar nou in die wêreld is. Uit hierdie lus kom byna alle liggaamlike siektes voort, en die sielsiektes kan sekerlik sonder enige twyfel daaraan toegeskryf word. Is 'n groot waarheid wat Joshua hier vir ons deurgee. Liggaamlike siektes en sielsiektes kom vernaamlik uit seksuele wanpraktyke voort. Die vleeslike lus. Die mens kan homself makliker van enige ander sonde bevry as hiervan, want die ander het slegs uitwendige beweegredes. Maar hierdie sonde vind sy beweegredes in homself en in die sondige vlees. Daarom moet julle julle oë afwend van die verlokkende gevare van die vlees, totdat julle meester geword het oor julle liggaam. Behoed die kinders daarvan, dat hulle die drempel nie oorskry nie, en behou hulle kuisheid, dan sal hulle, as hulle volwasse is, hulle liggame maklik kan beheers, en nie so ligtelik tot 'n val kom nie. Maar eenmaal onagsaam, en die bose gees van die vlees het besit geneem van die liggaam,
Geen duiwel is moeiliker om uit die mens te verdryf as die vleesduiwel nie. Dit kan slegs deur baie vas en bid uit die mens verdryf word. So daar is dit, van alle duiwels, en daar is legioene van hulle wat ons kan besef. Weet dat elke verslawing is daar 'n gees van Satan daar agter. Ons kan dit noem 'n dwelmgees, 'n drankgees, 'n rookgees, 'n vreedgees. Al daai dinge is geeste wat in jou ingekom het en wat jou aanpor om hierdie dinge te doen. Baie keer gebeur dit dat hulle nog maatjies saambring. En dan sal 'n drankgees ook 'n onbeheerste seksgees nader trek. En dan sal jy dit sien dat wanneer mense brasserypartye en dronkenskappartye hou, dan kom daai goed ook tevoorskyn. En dan is dit 'n hele gemors. As jy die volgende oggend wakker word, dan is dit baie, baie erg wat met jou gebeur het, wat jy nou nie kan sien nie. Miskien voel jy dit, miskien voel jy 'n verlatenheid, iets wat jy iets baie verkeerds met my gebeur, ek het nie gedoen wat die orde sê ek moet doen nie, maar nou ja, nou is hierdie goed daar. En so baie mense wat nie van hierdie verslawings kan ontslaa raak nie, wil nie erken dat dit 'n geestelike ding is nie. Hulle probeer net op die fisiese daarvan weerhou, maar kry dit nie reg nie. Want elke keer is die gees sterker as die vlees. Want Vader se gees is nog nie in jou nie. En Vader se gees kan eers inkom wanneer jy daai gees van drank of welis of wat ook al van dwelms verdryf het deur Vader se gees. En hy sê hier baie vas en bid. En in die meeste gevalle is dit dan vas en is in al die gevalle vas en bid van die persoon wat verlos moet word, maar ook die persoon wat hom help, sal dit altyd beter wees as hy saam met hierdie persoon vas en bid. En dan kom by hom op die dag wat ons besluit, nou gaan ons vandag hierdie duiwels uithaal in Yeshua se naam, en dan vind dit plaas en dan werk dit. Maar die vleesduiwel gaan nie sommer uit nie. Al word jy ouer, kan jy miskien niks meer doen nie, maar jou gedagtes is onrein en onsuiwer, en jou spraak is onsuiwer. En dit is alles dinge wat deel is van hierdie bose gees. Sorg dus daarvoor om die kinders nie te bederf of hulle deur oormatige optowwery en deur uitdagende kleding liggaamlik te prikkel nie. Weet die een wat so teen die natuur van die kleintjies sondig. Waarlik vir hom sou dit beter gewees het as hy nooit gebore was nie. En ek wil hier byvoeg, weet die maas wat hulle kindertjies soos hoere aantrek, veral die dogtertjies. En ons kry hierdie ding dat dogtertjies al van voor 5 jaar ouderdom aan skoonheidskompetisies deelneem. Hulle word met die minimum geklee. Hier op die plaas is dit 'n gedurende geveg. Ons het reëls. Dames, meisies, dogters moet toe wees van die nek af tot en onder die heupe. Ek weet nie, Amelda, wat is dit? Tot by die knie. Daar's redes daarvoor. Hulle mag nie hierdie bra-strappies, wat noem julle dit? Spaghetti strappies dra nie. Daai spanbroeke. En spanbroeke en al hierdie goed wat die mans uitlok en wat 'n vertoon is van die liggaam of die vlees. En daar is net een rede hoekom jy dit vertoon. Want jy wil, miskien is jy nog te klein, maar die gedagte is klaar in jou geplant vir gemeenskap. 'n Vrou behoort net vir haar man privaat liggaamsdele te toon in die privaatheid van hulle slaapkamer.
Dit is die orde van Vader. Maar hierdie ander goed wat ons sien, as jy net deur hierdie groot winkelsentrums, hierdie malls loop, is dit skokkend hoe die maas, die wit, die blanke maas en die blanke kinders lyk. Jy kry skaam vir jou eie ras, terwyl die ander rasse wat daar loop, behoorlik gekleed is in die meeste gevalle, maar hulle raak nou net so verdorwe soos wat die wit mense is, omdat hulle nou saam met die wit kinders skool toe gaan, sport het, saam dans, al daai goed doen, wat in ons tyd nou nie gebeur het nie, maar dit gebeur nou. En daarom moet die mamas nou baie meer toesien, dat hulle kindertjies kuis aangetrek word, want dit beperk en verminder moontlikheid vir verkrachtings, ander betastings wat plaasvind, wat ontoelaatbaar is. Maar ongelukkig, hierdie jong vroutjies vandag, van so onder 17 beskou ek jou nog as 'n kind, maar van 17 het die maas al verskeie kere gemeenskap gehad, hulle het al kinders op daai ouderdom, en hulle het ook geen rede of geen belang om hulle liggame te beskerm en te behou vir hulle lewensmaat nie. Uit nou 'n lewensmaat, trek hulle saam in, ja, ons gaan nou by mekaar bly, ons gaan nou trou, ons is nou getroud. Paar maande later, as hulle weer uit mekaar uit, as jy weer sien, is sy by 'n ander ene. Dit is ongelukkig die realiteite wat ons vandag in ons volk sien. En moenie 'n fout maak nie, ons is maar meestal met die arm mense besig. En by die arm mense is dit baie meer sigbaar. Maar ek het 'n vriendin, sy is 'n psigiater, en sy sê, Dirk, wat jy nou vir my sê oor hierdie dinge, gebeur net so in die ryk woonbieters van Waterkloof, Linnoot en daai gedeeltes. Die verskil is net, dit is onder agter baie hoë mure wat dit gebeur, en dit word nie eintlik so openbaar gemaak nie. Onder andere is een van die goed wat 'n gruwel is in hierdie Afrikaner nasie, en dit is bloedskande, in Engels incest. Ek het dit nooit geweet nie, maar toe ons met hierdie dinge betrokke raak, en hierdie plekkie oprig, toe begin ons agterkom, hoeveel mense, wat nou groot vrouens is, kry swaar, bitter swaar, om enige iets reg te doen, en enige verhouding wat hulle het, dit kan nie reg loop nie. En dit was as gevolg van 'n bloedskande daartoe hulle 5 jaar, 6 jaar of 10 jaar oud was. Nou daai goed moet aangespreek word, want seksuele gemeenskap plaas duiwels oor na weerskante toe. As jy met 'n besete vrou ontoelaatbare gemeenskap het, staan jy op van daai bed af met 'n duiwelse gees in jou. En omgekeerd, as jy 'n vrou is en jy word die gemeenskap met 'n ander man en hy is besete of hy verkrag jou, dan is jy met daai man se gees beset. En dit is iets wat skoongemaak moet word, want dit kan skoongemaak word. Maar as jy nie daarvan weet nie, en die kerk gaan jou nie die goed leer nie, want dit is topics wat niemand oor wil praat nie, maar dis belangrik, want ons wil graag almal wat hier sit, en wat na hierdie band luister, wil tog in die koninkryk ingaan. En daarom moet die reiniging plaasvind, van alle geeste, en alle vleeslike liste. Ek sal self diegene wat hulle besondig aan die gewyde natuur van die jeug, met al die krag van my toorn tugtig, want as die vlees eenmaal geskend is, het die siel geen vaste onderbou meer nie, en verloop haar vir volmaking moeilik. En dit verwys veral na jong dogters en seuns, wat verkrag is in hulle jeug. Die siel het baie skade gekry daardeur. Die liggaam kan weer genees. Wat 'n werk is dit nie vir 'n swak siel, om die foos vlees weer te genees,
tot 'n geheel te maak en alle littekens te laat verdwyn nie. Watter angs ervaar sy nie dikwels wanneer sy merk hoe foos en swak haar liggaam, haar aardse huis is nie. Wat is die oorsaak daarvan? Antwoord: die slegte begeleiding van die kinders en die vele narehede wat hulle deur allerhande dinge moet verduur. Slegte opvoeding het aanleiding gegee tot dit. In 'n huis waar hierdie bloedskande gepleeg word, is daardie ouers hoogs aanspreeklik. Dit is 'n absolute misdaad wat daai kind saamsleep vir die res van haar lewe of vir sy lewe. En dit is dinge wat ons van nou af moet in ag neem wanneer ons kindertjies gaan hê, gesinne gaan hê. Dat hierdie dinge het 'n baie groter effek as wat ons dink. Dit is nie net die verloor van 'n dogter se maagdelikheid nie, wat alreeds baie erg is, maar dit is die verlore gaan van die kuisheid van die siel, wat bitter moeilik genees kan word op sy eie, eintlik feitelik glad nie, en of jy in jou lewe iemand gaan ontmoet, wat die kennis het, en die vermoë om dit te bewerk, is ook baie skraal. Want die wêreld beskou hierdie dinge as normaal. As jy die verhale hoor wat aangaan op kerkkampe en jeugkampe, wanneer homoseksuele dominees en pastore 'n klomp jong seuns uitvat. Dis gruisam, maar tog, die ouers doen dit. Stuur hulle saam. En vandag is homoseksualiteit en al hierdie ontoelaatbare seks is nie meer 'n probleem vir die kerke nie. Dominees trou en skei en slaap rond by die vrouens in die gemeente en dit is alles, o ja, hy's maar net 'n swak mens. Wat 'n voorbeeld word in so 'n gemeente gestel en meer nog wanneer die gees in die voorganger inkom, hierdie wellustige of vleesduiwelgees wat Vader nou van praat, dra hy deur sy woorde en sy dade daardie gees oor aan al die mans en ook aan die vrouens. En dit is gevaarlik. Ons almal is sondaars, maar hier is nou 'n spesifieke daad wat in die kiem gesmoor moet word. Watter ander gees kan 'n homoseksuele prediker daaroor dra as 'n homogees? Wat so totaal in stryd is met die reëls van die Bybel. Jy kan nie eintlik jouself indink dat jy nou vir so gruwel luister nie. Sy sonde is natuurlik sy sonde, maar hy mag nie in die plek staan van 'n leraar van die almagtige Vader wat in die wet manlike gemeenskap met mans verbied het nie. Kan nie. Dit is nie toelaatbaar nie. Maar nou ja, dis 'n storm wat nou oor die aarde beweeg en ons is hierdie ou klein wyntjie wat daar teen staan. Maar ons kan minstens sorg dat in ons geleedere hierdie goed nie gebeur nie. Ons gaan verder. By name in die stede is die stedelike bederf groter as op die platteland. By ons nog steeds so. Maak daarom, as julle eenmaal leerlinge van my is, die mense daarop attent en wys hulle op die geweldige baie bose gevolge van 'n toegee aan die vlees op jeugdige leeftyd. Baie sal dan daarmee rekening hou en daaruit sal gesonde siele tevoorskyn kom, waarin die gees makliker op te wek sal wees, as wat nou by geweldig baie die geval is. Kyk eers na alle blindes, dowes, krepeles, malaatses, jeugleiers. Kyk verder eers na alle soort gebreklike en met allerlei liggaamlike kwale behepte kinders en volwassenes. Alles gevolge van 'n voortydige skending van die vlees.
Dit is 'n skrikwekkende aanklag wat hy hier vir ons gee in hierdie vers. Die man mag voor sy 24ste jaar geen meisie aanraak nie. Julle weet goed op watter manier. En dit veral bedoel, en die meisie moet sekerlik 18 jaar wees, of minstens voluit 17. Voor die tyd is sy nie ryp nie, en mag sy geen man beken nie. Want enkele kere kom dit wel voor, dat 'n meisie voor die leeftyd skynbaar ryp is. As sy egter te vroeg in aanraking sou kom met 'n wellustige man, dan sal haar liggaam reeds geskend wees, en sy word 'n swakke en deur hartstog beheerste siel. Daarom moet ouers hulle dogters oppas. En dit sê nie dat 18 nou reg is nie. Die man met wie sy te doen het, moet reeds van so 'n aard wees, dat hy in staat sal wees om vir haar te sorg. Voorhuwelikse seks is uit. Dit word nie eers hier pertinent genoem nie, maar dit is iets wat vir die huwelik weggesit is, hoofsaaklik om kinders te verwek. En dit is dinge wat nie meer by ons plaasvind nie. Dogtertjies van 15, 16 gaan uit met mans van 30 jaar. Hy kom kuier by die huis, hulle gaan na 'n kamer toe, hulle sluit die deur en hulle gaan te kere daar, en die ouers het nie eens 'n probleem nie. Ek hoor van baie sulke dinge. Of sy gaan uit saam met die man, hulle gaan na nagklubs toe, of ander goed wat hulle vandag noem, raves, is dit nog aan die gang. En allerhande plekke waar allerhande ander gruwels plaasvind, oormatige drankgebruik, dwelms, hierdie duitryp goed, en dan, sy is maar jonk, 17, 18, en as sy dan daai middels of pille inkry, daai verdowing, dan gebeur daar dinge, en wat veroorsaak dit? Dit is 'n voortydige skending van hierdie meisie, en sy sal daarna, vir die res van haar lewe, totdat sy deur Yeshua bevryding kry, sal sy heeltemal ingestel wees om dieselfde te doen as wat met haar gebeur het. Dis ongelukkig so, want dit is 'n sielskending, nie net 'n vleesskending nie. Daardie man wat haar die produk gegee het of gedoen het sonder 'n produk, sy DNA en bloudruk bly in daardie meisie teenwoordig. Dit is baie, baie ernstig, meer ernstig by die vrou as by die man. Want die vrou ontvang die man se saad, en sy ontvang die man se DNA, en sy ontvang die man se gees. En daarmee saam is daar nou ook 'n bose wellesgees by betrokke wat dan ook in haar oorgaan. In Engeland het die Rooms-Katolieke Kerk of een van daai kerke het 'n studie gedoen op prostituie in Engeland. Ek dink hulle het 200 van hulle getoets. En hulle kon tot 40, 50 en meer verskillende manlike DNA agter in die brein het hulle dit opgespoor. En dit was dan afgelei dat dit die mans is waarmee hulle gemeenskap gehad het. Hy stoor homself in jou. En nou, wanneer jy die dag 'n kind verwek, watse vermenging het daar nie plaasgevind tussen dit wat deur jou bloedstroom vloei en wat gestoor is nou in daai plek in jou kop nie, en met die man se wat jou nou bevrug het nie. En dit is skrikwekkend as 'n mens daaraan dink. Dat gemeenskap is 'n baie, baie spesifieke en apart gestelde heilige daad. Dit is hoekom die mans in die Ou Testament besny was aan die vooruit. En die vrouens was nie besny nie. Hier in Afrika besny hulle vrouens vir vieslike gruisame besigheid. Maar die vrou val onder haar pa se besnydenis verbond.
En die seentjie val vir 8 dae onder sy pa se besnydenisverbond. Dan gaan hy 'n nuwe besnydenisverbond aan. En dit is aan die vooruit, aan die voortplantingsorgaan, dat wanneer jy afkyk na jou orgaan toe, en hier's nou 'n situasie besig om te ontwikkel, waar jy met 'n ander ras vrou te doen het, dan moet jy dink aan die verbond tussen Abraham en Vader en tussen Vader en jou. En dan mag jy nie daardie daad doen nie. Nou wanneer jy die regte vrou gekry het en die huwelik is bevestig en jy gaan in die aand, gaan julle saam kamer toe, dan word die onbesnede vrou word nou deur die man besny, in aanhalingstekens. Hy breek haar maagdelikheid. En nou is sy ingesny in haar man se verbond. En het haar verbond oorgegaan van haar pa na haar man toe. En in die ou tyd het die dogter wat 'n maagd was, het 'n linne lappie saamgevat bed toe en dit is onder hulle geplaas. En daardie bloed wat gevloei het, onthou by die besnydenis is 'n bloedverbond by die man. Nou by hierdie besnydenis van die man die in sy vrou, is daar ook bloed wat gelaat word. Daai lappie word opgevou deur die dogter en word vir haar ma gegee en dit word gebere op 'n plek waar baie belangrike goed gebere word. Sodat as die man eendag wil skei en sê, maar julle het vir my 'n hoer gegee, dan is daai lappie getuienis teen hom. En kan hy selfs in die ou verbond, in die ou Levitiese verbond, kan hy die doodstraf kry. Dis hoe belangrik gemeenskap beskou was in daai tyd. 'n edele, 'n hoogs apart gestelde en heilige daad. Ons gaan verder. Dit is moeilik om die geskonde vlees van 'n man te genees, maar by 'n jong vrou waarvan die vlees voortydig gebreek is, dit is die maagdelikheid verlore is dit nog baie moeiliker, want ten eerste sal sy nie so maklik volkome gesonde kinders in die wêreld bring nie. Ten tweede word sy van week tot week wellustiger, en uiteindelik word sy selfs 'n hoer, wat 'n vreeslike skandvlek is vir die menslike geslag. Nie so seer vir haar nie, maar veel eer vir hulle deur wie se onverskilligheid sy so gemaak is. Wee die mens of die man wat 'n vrou 'n hoer maak. Joshua noem hulle hoerelopers. Hulle het 'n groot straf wat vir hulle wag. Wee egter die een wat misbruik maak van die armoede van 'n jong meisie en haar liggaam skend. Waarlik vir hom sou dit ook beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Maar wie met 'n reeds bedorwe hoer gemeenskap het, in plaas van om haar met die korrekte middele van die verderflike pad af te bring en haar op die goeie weg te help, die sal eendag voor my 'n meervoudige streng oordeel moet ondergaan. Want wie 'n gesonde slaan, het nie so 'n groot sonde begaan as iemand wat 'n krepele mishandel het nie. Baie ernstige waarskuwings hier. Natuurlik as jy so 'n lewe gehad het, jy het nie van beter geweet nie. Jy weet nou, vandag deur hierdie inligting wat ons het, en jy gaan op jou knieë en jy vra Vader, ag, ek was 'n baie slegte vrou in hierdie verband, of 'n slegte man in hierdie verband. Vergewe my oortreding en my sonde. Was my, reinig my. En daar's ware, werklike berou. Dan sal jy vergewe word. En dan behoort jy ook na iemand toe te gaan, wat ons mense het hier op die plaas, wat daardie beradings doen, en wat bevryding kan doen van die geeste wat saam met hierdie dade gegaan het.
dit is moontlik. Hier op hierdie plaas is genesing van vlees en gees moontlik. Wie gemeenskap gehad het met 'n volkome ryp en gesonde jongvrou, het weliswaar ook gesondig, maar omdat die kwaad wat daardeur aangerig is, geen spesifieke skadelike gevolge het nie, veral as beide heeltemal gesond is, het dit slegs 'n geringe oordeel tot gevolg. Dit is vir die mense, die twee mense. Wie dit egter uit suiwer reeds bestaande welis, 'n jong vrou, al is sy hoerryp, dit aandoen, wat hy by 'n hoer sou doen, sonder om 'n lewende vrug in die skoot van die vrou te verwek, sal 'n dubbele oordeel te wagte wees. As hy egter dieselfde by 'n hoer doen, sal op hom 'n 10voudige oordeel wag. Nee, dubbel by 'n gesonde meisie, maar by 'n prostituut 10voudig. Want 'n hoer is 'n jong vrou, waarvan die vlees en die siel volkome ontwrig en swak is. Wie haar met 'n hart wat eerlik en aan my getrou is, uit haar groot nood sal help, sal eendag in my ryk hoog aangeskrewe staan. Wie teen smadelike betaling gemeenskap met 'n hoer het en haar nog slegter maak as wat sy alreeds is, sal eendag beloon word met die loon wat elke kwaadwillige doodslaaner of moordenaar kry, in die poel wat vir alle duiwels en hulle helpers gereed staan. Verskriklike oordeel. En hierdie goed gebeur so maklik. Dink daaraan hoe moeilik die situasies vooraf is vir iemand of iemand anders te vermoor. Daar moet baie dinge gebeur het en hierdie ou moet baie moed by mekaar skraap en hy moet allerhande planne maak. Maar hierdie ding kan gebeur. Jy sit in 'n plek waar jy nie moet sit nie, sê nou maar 'n kroeg. Jy het 'n paar drankies te veel in en die geleentheid doen hom voor. En daar is jy en jy's in hierdie oordeel wat hy nou hier vir ons skryf. So pas op van nou af. Weer die land en weer die stad waar ontuig bedryf word, en weer die aarde wanneer hierdie groot boosheid op haar bodem die oorhand sal kry, soos nou. Oor sulke en lande en stede sal ek tiranne aanstel. Hulle sal die mense opbrenglose laste moet oplê, sodat alle vlees sal verhonger, en sal ophou met die misdadigste handeling wat een mens ooit aan sy arme medemens kan begaan. Natuurlik om ontoelaatbare gemeenskap te hê met daai persoon. Maar 'n hoer sal alle eer en agting, selfs by hulle wat haar versmaad geld gebruik het, verloor, en haar vlees sal vervolgens ook nog ly onder allerlei ongeneeslike of ten minste moeilik te geneese besmetlike siektes. Sodra daar egter een is wat haar behoorlik sal verbeter, sal sy weer deur my in barmhartigheid aangekyk word, waarvan daar 'n voorbeeld in die skrif is, dat die prostituut se skuld in die sand afgeskryf is, met die voorwaarde, gaan heen en sondig nie meer nie. Baie belangrik, en hierdie ongeneeslike siektes sien ons vandag, het die wêreld feitelik oorgeneem. Dit is siektes soos wat hulle nou AIDS noem, of HIV positief, dis alles 'n vernietiging van die liggaam se immuniteitstelsel. Syfilis is 'n siekte wat baie moeilik te genees is, gonorrea, en ek ken nie eers al die ander nie. Maar dit is siektes wat mense, lande en volkere wat geen meer eer vir die huwelik het nie, feitelik almal dra daai kiem in hulle. Daar is eendag vir my gesê dat die swarte in Afrika is 80% van hulle is met syfilis besmet. En dan kan die Europese mans nie genoeg hier in Afrika kom, en andersom ook maar, om presies net dit te doen, wat hulle eie vlees hulle inlei. As 'n wellustige persoon, vers 17, egter na ander bevredigingsmiddele gryp, as die skoot van die vrou, wat deur my daarvoor bestem is,
sal hy moeilik my aanskyn ooit sien. Nou ja, as jy vandag in die wêreld kyk, dan is daar allerlei soorte van hierdie vergrype aan die hand van die dag. Dit is normaal. Homoseksuele moet eintlik nooit daai naam genoem word nie. Want dit wat hulle doen het niks met die seksuele te doen nie. Hulle is sodomiete. Die Bybel praat van skankseuns. En wat hulle doen, wat buite die skoot van 'n vrou gebeur, is 'n gruwel. Behalwe dat dit 'n gruwel is dit nog 'n besmetting. Dis 'n vuil ding. En al die ander maniere waarop vandag die mense hulle self bevredig. Dit word nou hier aangespreek. Hy sê Moses het weliswaar die steniging daarvoor gelas, wat ek daarom nie geheel ophef nie. Luister mooi, Joshua hef dit nie geheel op nie. Omdat dit 'n harde straf is vir sulke reeds heeltemal duiwelse misdade en misdadigers. Maar ek gee julle slegs die vaderlike raad om sulke sondaars uit die gemeente te verwyder. Hulle eers in 'n verbanningsoord groot nood te laat ly en eers wanneer hulle byna naak by die grense van die vaderland aankom, weer aan te neem in 'n instituut vir geestelike versorging. Plek soos, wat is hierdie ene hier by ons? Weskoppies. Weskoppies. En hulle nie vroeër in 'n instituut vir geestelike versorging in te bring en hulle daar nie vroeër uit te laat totdat sulke mense geheel en al verbeter het nie. As hulle na grondige kontrole gedurende 'n lang tyd duidelik bewys het dat hulle genees is, kan hulle weer in die gemeenskap terugkeer. Wanneer hulle egter ook nog maar die geringste spoortjie vertoon van wellustige aanvegtinge, kan hulle liefs hulle hele lewe lank opgesluit bly, wat baie beter en heilsamer is, as dat die onbedorwe mense van 'n gemeenskap deur hulle verpes word. En dit is hoe ek en jy met verkragters moet optree, homoseksuele of sodomiete, nie vir hulle in die samelewing op te neem waar orde van Vader aan die dag lê nie. Want hulle gaan jou kinders besoedel. Hulle moet in hierdie orde kom. Eintlik sê hy hef nie eintlik die doodstraf op nie. Nou ja, ons gooi nie meer mense met klippe dood nie, ons hang hulle. Ons het hulle gehang in hierdie eeu waarin ons nou woon. Maar hulle moet in plekke opgesluit word waar hulle tot bekering kan kom. Ek weet nie of kastrasie ook nie deur Vader aanvaar word nie, maar gewoonlik maak dit van hierdie ouens dat hy nie meer 'n gevaar kan wees nie. Maar hy mag nie in jou gemeenskap bly nie. Dis hoekom wanneer ons in 'n posisie is, wanneer ons moet regspraak doen hier in die raadsaal, oor 'n ding wat na ons toe kom, oor 'n gewoonlik 'n man wat met kindertjies lol, of begin om met hulle te lol, gewoonlik gebeur eers die Engelse woord, die stadium van grooming. Hulle koop vir hulle sjokoladetjies en lekkertjies en hulle nooi hulle na hulle huis uit en dis 'n vreeslike oulike oom. En nou, dan is die oulike oom, wys hy sy ware klere. Nou daai mense kan nie hier in 'n gemeenskap wees waar 120 kinders is nie. Kan nie. En gewoonlik stop hulle ook nie daar nie. Hulle is heeltemal net pervers, want hulle is met 'n duiwelse gees beset. En dan doen ons wat hier staan. Dan moet hulle uit die gemeenskap gedryf word. Jammer Pel, jy kan nie verder hier bly nie. Ons sal self so ver gaan dat ons plekke kry waar daar net mans is, of net volwassenes is, wat hom kan opneem. Anderste moet hy maar na die wêreld toe gaan, na die strate toe, waar hy dan kan sien of hy sy walglike dade daar kan uitvoer. Dit is nou ons tipe van inrigting. Ons het nie meer inrigtings nie.
Dit is 'n baie moeilike ding vir 'n blanke vandag om in een van hierdie geestelike of psigiatriese hospitale opgeneem te word. Ons kom met tyd tot tyd, dan moet ons dit daarvan gebruik maak, ons kom nie reg nie. Maak nie saak of jy baie geld het nie, daai plekke is nou gereserveer vir swartes. En hulle is ook glad nie meer eintlik funksioneel nie. Nou, hy het hoofsaaklik hierdie les vir Zorel gegee, nou sê hy, jy Zorel, was in daardie opsig ook nie heeltemal suiwer nie. Want reeds as seun was jy behep met allerlei onsuiwerheid en 'n ergerlike voorbeeld vir jou medejongens. En hier verstaan ons dan dat Vader verwys, Joshua verwys hier na allerhande onsuiwere dade van selfbevrediging. Maar dit kan jou tog nie as sonde toegereken word nie, omdat jou opvoeding nie sodanig was dat jy daaruit tot enige suiwere waarheid kon kom, waaraan jy kon sien wat volgens Elohim se orde heeltemal reg is nie. Die betere het jy eers begin insien, toe jy by 'n advokaat die regte van die Romeinse burgers geleer het. Vanaf die tyd was jy weliswaar geen diermens meer nie, maar tog wel 'n wetsverdraaier van die eerste water, en het jy jou naaste bedrieg, net waar dit moontlik was. Maar dit is nou alles verby, en jy staan nou volgens jou huidige insig as 'n beter mens voor my. En hy het voor Joshua in die vorige lesings het hy berou getoon. Maar ondanks dit alles merk ek tog dat daar in jou nog baie liggaamlike welles aanwesig is. Ek maak jou spesifiek daarop opmerksaam en raai jou aan om jouself op hierdie punt baie in ag te neem. Want sodra jy 'n ietwat beter lewe sal lei, sal jou vlees wat nog baie gate vertoon en nog lank nie van sy foosheid genees is nie, hom begin te roer, en dan sal dit jou baie moeite kos om dit tot rus te bring en om uiteindelik die ou foosheid wat daarin aanwesig is, volledig te genees. Behoed jou daarom vir alle onmatigheid, want in die en oormatigheid rus die saad van die vleeslike welles. Wees dus in alles matig en laat jou nooit, sowel met die eet as met die drink, tot onmatigheid verlei nie, omdat jy jou vlees andersins moeilik sal kan beheers. En so het ons dan nou ook die terrein van die vlees deurgegaan, vir sover dit tans vir jou nodig is. En nou begewe ons onsself op 'n ander terrein, wat by jou ook as swaarwegend betitel kan word. Dit gaan dan aan in die volgende hoofstuk. So vermy allerhande plekke waar jy oormatige bedwelming kan kry, van drank, van dwelms, en selfs van kos, want daar is sekere kosse wat ook die genitalie prikkel. Maar een van die ergste is oormatige drankgebruik, prikkel die genitalie, en dan doen mense dinge wat hulle nooit sou gedoen het as hulle sober gebly het. En daarom moet ons oë afwend van hierdie goed. Ons moenie by plekke kom waar hierdie dinge openlik vir ons beskikbaar is nie. Vermy die plekke van gevaar waar jy kan oortree. Vermy terreine op internet waar pornografie en allerhande ander gruwels openlik vandag verkondig word en gewys word. En dit is so hartseer dat ons kinders al van voorskool af vaardig raak met rekenaars en met telefone wat dan oop is tot allerhande gruwels. En as die ouers nie baie ernstig kyk na die goed nie, dan word hulle al op baie jeugdige ouderdom, word hulle wellustig gemaak deur dit wat hulle oë sien. So groot verantwoordelikheid nie net op ons, vir onsself nie, maar ook op die volgende geslag van kinders. Asseblief, kom ons neem hierdie les ernstig op, want dit het verrykende gevolge vir jou geestelike lewe. Want
soos wat hy hier gesê het, jy gaan dieselfde oordeel kry as 'n moordenaar. Want in werklikheid het jy as man 'n ander vrou vermoor deur jou seksuele welis. Sy leef nog, maar haar gees is doodgemaak. En omgekeerd. So, ek dink dis 'n baie belangrike les. Is nie lekker om oor die goed te praat nie, maar nou en dan moet ons. Baie dankie.